Luister hier, so bokkie laat nie op hulle waggie, nee. Hulle maak 'n ding wyd as jy hom so watch so. Woe! 'n 12 meter hoë spoed dus. Okay. Nie net 12 nie, jy kan hom 14 meter ook kry. Ek praat met Henry. Hy gaan my gou vertel. Ding het 'n paar spesiale goedjies aan hom. Is baie cool. Check hierso. Henry, hoe lyk dit? Goed en jy, André? Nee, wat doodstil rustig. Jy sê nou gaan jy hulle wyd, nee. Ja, nee, ons het al 'n paar van hulle gebou en met groot sukses, 12 en 14 meters. Uitstekend. Nou okay, vertel my gou vinnig, wat maak hierdie implement actually baie spesiaal as jy gaan kyk na van jou konkurrente wat in die mark is? Kyk André, ons oogpunt was, ons het 12 meters gebou in die verlede, baie gebaseer op daai stadium, kom ons noem dit ons KD20 reeks wat dit op daai stadium was. 'n Baie Europese gebaseerde masjien, jy weet ons het basies die Europeërs geëmuleer, uit by die deur gegooi. Dit wou nie werk soos wat ons gedink het in ons kop het gaan werk. Ja. Ons het teruggegaan wat baie suksesvol was op ons nuwe KD21604 reeks masjiene. Die diepe raam, wat jy kan sien, jy weet dis 'n diep, as ek sê diep raam, jy weet die gange uit mekaar uit, waar die skottels is, die afstand tussen die skottel en die is 1.3 meter, so dis bietjie bo mark gemiddeld, veral op 'n 22-duim masjien. Dan het ons ook wat baie anders is wat die Europeërs ongelukkig geforseer is en dit gaan oor vervoerwytes vir hulle. Hulle mag nie 'n masjien weier as 'n sekere wyte bou, dan sê onwettig op die pad. Hulle moet op 3 meter val. Hulle moet op 3 meter bly, daai 4x3 meter boks. Ons kon dit by die deur uitgooi en ons het die masjien 'n center seksie gegee. Right, so julle ding het basically, so jy het 'n gewone, wat is hier, 'n 4 of 'n 5 meter wat jy 'n 3 meter center seksie. 3 meter, nee, ons sien ek skat 'n bietjie wyd, nee. 'n 3 meter center seksie. Ek kan nou my verskoning gebruik. Ek kyk om hierdie kamera, nee. Ja, ek kyk om hierdie kamera, ja. So, okay, so jy het 'n 3 meter seksie daarso en ek meen as jy dan nou op 'n 12 meter is, dan jy 4,5 en 'n 4,5 aan die ander kant. Ja. 4,5. Ek kan dan nog wiskunde. Ja, dit werk, dis hoe dit uitwerk. So, maar dan het jy 3 knakpunte as jy wil float, daai tipe van. So wat dit die masjien los, jou wydste punt, vaste punt op die masjien is 4,5 meter op 'n 12 meter. Menende jou masjien kan beter oor kontoure en dippe en dale floteer. Hy het meer plek waar hy kan skeneer en die kontour en die topografie van die land volg. En luister hierso, nee, ek kyk nou sommer hier wat my oog vang, nee. Dis heeltemal 'n unieke manier wat julle nou hierdie skottel uitleg gedoen het. Daai ene wat nou half die sê 'n twin skottel op het op die arm en dan alhoewel hy het vir hom genoeg ge-enforce hierso. So en dan daai enetjie daar. Ek wil net weet hoekom. Kyk, ons het ons met wat ons gedoen het lank terug, nie lank terug, so 3 jaar terug op ons masjiene begin doen het, was daai wat ons noem die X-cut. Ons split die masjien in 2. Basies wat in die ou dae tandem sou genoem wees. Ja. Nou, die voordeel daar is jy het nie een stel gange wat almal kom ons sê voor in 'n rigting loop en agter in 'n rigting nie. Hierdie masjien deel in 2. Yes. Nou, eerstens hierdie skottels maak dit moontlik om dit te doen. Ons het 'n skottel wat hier verdeel. Nou hierdie gaping moet uitgesny word en dis waarvoor hierdie ouetjie daar is, om daai gaping weer uit te sny. So laat daar nie 'n maanhaartjie gelos word as die masjien werk nie. Ek hoor jou. So dit was nou die manier ons dit reg kry. Nou die voordeel van daai is baie eenvoudig. Baie masjiene is baie gevoelig van hoe hy van voor na agter gestel word. Menende as jou voorste gang te diep werk, gaan die masjien in 'n rigting trek en vice versa agtertoe. Hy gaan in 'n ander rigting trek. Hierdie kan die masjien dan vir toestande gestel word. Kom ons sê jy het baie groen materiaal wat nie kan uitgewerk word nie. En hulle wil nie deur die masjien vloei nie. Dan kan jy dalk voorop lig en nou gaan die masjien nie skeef trek toe nie, want jy het altyd te stel aan die ander kant 'n spieelbeeld wat hom uitbalanseer. So jy kan die masjien na voor en agter toestel en dit gee jou baie meer opsies om die masjien te kry om optimaal te werk. Dis baie cool. So dan wat jy my wil sê is jy het dan letterlik kleiner gedeeltes van die masjien wat dan basically elkeen in sy baan homself reg trek, veral hier van die senter af, in plaas van dat jy 2 lang arms het wat teen mekaar Ja, wat teen mekaar werk. So dan het die masjien ewe skielik 'n punt om waar hy homself kan draai. Hierdie masjien kan nie, hy balanseer homself outomaties uit. So dis eintlik 2 diste, 2 spieelbeelde van mekaar. As die masjien nou oopgevou sou wees, so jy sien hier, dit is een helfte van 'n masjien wat 'n spieelbeeld is van die ander kant. Baie cool. Okay, en dan ek wil sommer net in terme van want kyk, jy weet jy na hierdie masjiene toe gaan, dan raak dit baie belangrik jou ek wil sê jou karretjie waarmee jy hom dra, nê. Hierdie
Wat noem jy hierdie besig? Ja, kom ons noem dit maar, hierdie is nou wat ons praat van maar die sleepstang of die drawbar, in die Yes. slegte Engelse terme, ja. Okay, so wat het julle aan hierdie kant gedoen in terme van om net seker te maak dat hierdie masjien ten minste ordentlik stabiel is? So André, dit is 'n baie breë basis op sy wiele. Ja. Dat jy kan self sien, die aste is wyd, groot flotasiebande, 'n breë middelseksie as ek dit so kan noem. So die band is self spoor baie. Hy's soos ek, hy het 'n lekker breë middel, 'n low center of gravity. Iets in daai lyn. Kyk, hierdie masjiene bly maar swaar, hoor. As jy hom nou so kyk, is baie gewig hierbo. Dit is 'n ongelooflike swaar masjien, maar ons het alles in ons vermoë gedoen om hom so stabiel te kry met vervoer vermoë as wat ons kon. Laaste ding, hydraulics. Sorry, ek val jou in die rede hierso, want ek het nou hierdie dik hydraulic hier agter gesien. Ja, En ek neem aan daai silinder is eintlik maar die een wat op die einde van die dag jou diepte beheer en al die goeders bymekaar trek. eintlik nie. Hy is eintlik daar vir een rede, is om die masjien oop en toe te vou. Huh? Dis dit. Maar jy het so baie krag nodig, so jy het 'n massiewe silinder nodig, 'n hidroliese Silinder om dit om dit reg te kry. Ja, want dit is baie gewig wat hy moet oortrek as die masjien moet opvou. So hy is eintlik daar net vir opvou op die oomblik. Sy diepte word gestel, jy sal sien as jy hier deur kyk, hy sit 'n klips op daai wiele. So voorstel jy sy diepte daar. Jy sit jou klips in en dan floteer die masjien basies op sy klips. So in werking sit jy hierdie masjien se drawbaar en float en hy het daar 'n float meganisme wat as jy nou vergeet het dalk die operateur om dit te doen, dan kan hy so skenier. So eintlik wat jy doen is jy sleep soos 'n wa met 'n los sleepstang. Jy weet soos 'n ek weet nou nie hoe dit anders te verduidelik nie. Ja, maar soos 'n wa, jy weet soos 'n gewone platpak wa met 'n sleepstang. So die masjien kan op sy eie floteer agter die trekker. En dis nou na voor en na agter toe se rigting ook. Sonder die basiese trekker en dan neem aan die wiele aan die voorkant doen dieptebeheer. Doen dieptebeheer stel jy net in die met daai toplink. Die klipstaf op die hidrolika. Hulle doen jou primêre diepte, maar saam met hulle, dis waarvoor hierdie meganisme is, beheer jou wiele ook. So as jy agterstel sal hy outomaties die wiele voor. Saam met die meganisme wat aan. Nou okay, jy sê jy het hulle 'n paar van hierdie 12 meters en die 14 meters in die veld. Wat sê ouens se terugvoer? Ek neem aan julle het ook baie geleer met die wat julle al daar het. André, dit was die nitty-gritty issuekies. As ek sê nitty-gritty, jy weet die gewones wat verkeerd loop. About hilos, miskien 'n silinder wat al gelek het, dis is een probleem wat ons opgetel het. So struktureel doeksa. Niks issues nie. Niks probleme nie. Uitstekend, Henry. Dankie baie. Right, so. Jy gaan daai diertrekker maar moet verkoop en vir jou laat jy van hom kan ontslaa raak en dan moet jy net iets sleep wat wyer is, nê. Nee. Daarso. Dan kry jy vir jou 12 of 'n 14 meter bokkie en dan vat jy hektare weg, pappa. Linkie bo of hier onder, kom met hulle in kontak. Tot volgende keer. Groete.